So ons het die afgelope 3 weke ons gepraat oor die koninkryk van God en hoe dit lyk. En toe het ek nogal tot die besef gekom hierdie week. Ons moet dit net 'n klein bietjie meer grond. En dan, maar voor ons daar kom wil ek eintlik julle uitnooi en vir julle vra dat as julle enige vrae het oor die profetiese en hoe dit werk en al daai goedjies net dat julle dit vir my sal stuur. Want ons wil 'n bietjie dit net vasmaak in 'n paar preke. So as daar spesifieke vrae is wat julle het, anderster deel ek net dit wat ek op my hart voel of wat ek dalk dink en dan is dit nie 'n vraag wat julle moontlik het nie. Dan hoor julle dalk iets wat ek nie van weet nie. So ek wil julle uitnooi tot dit. Maar voor ons begin met die preek wil ek graag hê ons moet Jakobus 4 vers 7 lees. En die gedeelte gaan oor hoe om die vyand te weerstaan in Jakobus 4 vers 7. Ja, ek rekord. So die gedeelte gaan spesifiek oor hoe om, dankie Dorrit, hoe om die duiwel te weerstaan. Nee? So hier staan in vers 7, onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. So die beginsel is wanneer ons 'n posisie in die gees inneem, met ander woorde, wanneer ons 'n posisie in die koninkryk inneem, of wanneer ons wat ook al doen, wanneer jy voel God het jou gevra om iets te doen, en jy kom agter, maar hier is weerstand tot dit wat ek doen, is die eerste aksie, nie om met die duiwel te beklei nie, jou eerste aksie is om jouself weer aan die Here te onderwerp. Jou eerste aksie is om na die Here toe gaan en sê, Here, U het vir my die autoriteit gegee, U is die een wat my gevra het, U is die een wat my geroep het, U is die een wat my gered het. Dis deur U seun Jesus wat ek die krag ontvang het, en daardeur doen ek dit en dit en dit. En dan herinner jy jouself en jy herinner sommer heelal aan wat die waarheid is. So dis met daai manier, met daai gees en met daai hart, wat ons die rol en die roeping en die funksie in die koninkryk uitleef wat die Here vir ons gegee het. So ons gaan 2 of 3 versies lees, en dan gaan ons 'n beginsel bespreek en dan gaan ons kyk na hoe die Here enkele individue gebruik het, partykeer in onmoontlike omstandighede om nasies te verander of om goed te doen. Met ander woorde, baie keer voel ons dun en min, nou ek weet nie wanneer laas ek dun gevoel nie, maar baie keer voel ons min, dit voel, jy is nie genoeg nie. Jy weet, dit is soos om 'n bakkie met 'n skietrouw te trek, dis net nie genoeg nie, net as jy lekker begin trek, dan hoor jy, wie weer oor begin. En baie keer voel dit wanneer ons goed doen, en jy weet, wanneer ons begin beweeg, die Here vra van ons om te verander, die Here vra van ons om 'n standpunt in te neem, dan voel dit vir ons is te min. En ek kan vandag vir jou sê dat ek is te min, Ek op my eie is te min. Want wanneer ons probeer, wie het al probeer selfbeheersing uitoefen, Dan probeer jy selfbeheersing uitoefen, dan gaan jy winkel toe, dan koop jy die sweets wat jy like, en dan bær dit hier in die kas, en dan beoefen jy selfbeheersing om dit daar te los, dan kyk ons hoe lang bly hulle daar. Of party mense het roomhuis of ander 'n stuk biltong, of wat ook al, dit nou is vir jou, Maar die woord sê, die vrug van die gees, een van die vrugte van die gees, is selfbeheersing. Met ander woorde, ek saam met Heilige Gees, het selfbeheersing. Julle verstaan die onderskeid, So dis nie ek uit my eie uit nie, Ek saam met Heilige Gees binne in my, kan enigiemand lief hê. Ek saam met Heilige Gees binne in my, kan geduldig wees. Ek saam met Heilige Gees binne in my, kan genade gee vir die mense rondom my. Julle sien, So die kruks is nie, jy wat ewe skielik goed genoeg is nie, jy wat genoeg is om hierdie ding te doen, of hierdie transformasie te bring nie. Die kruks is, hierdie eerste stukkie, vers 7, onderwerp julle aan God.
Engels sê dit mooi, submit to God, né? So neem daai posisie in van, Here, ek is onder U. En terwyl ek onder U is ek onder U bedekking, né? Soos wat daai soldaat gesê het, toe Jesus vir hom gesê het, maar jy het ongelooflike geloof. Sy eerste reaksie teenoor Jesus was, is ek verstaan gesag. Ek weet hoe werk dit as iemand bo oor my vir my 'n opdrag gee. Ek verstaan hoe werk gesag. Ek kan in gesag staan. Ek weet tot waar gaan my verantwoordelikhede en hierdie is bo my verantwoordelikheid. Julle hoor, né? So die weer en die 30ste en al daai goedjies, né, is bo ons verantwoordelikheid, né? OK, so kom ons lees 1 Korintiërs 4 vers 20. Want God verander nie die wêreld deur groepe gewoonlik as 'n begin. God verander gewoonlik die wêreld, né, deur een persoon wat gehoorsaam is. Deur 'n individu wat geluister het en beweeg het. En dan verander dit en dit word 'n beweging, né? So 1 Korintiërs 4:20, want die koninkryk van God bestaan nie uit woorde uit nie, né, maar in krag. So in die 2020 verstaan, want die koninkryk van God bestaan nie uit gepraat nie, maar uit krag. En dan vers 21, wat verkies julle? Dat ek met 'n slaanstok na julle kom, of in liefde en 'n gees van sagmoedigheid? Met ander woorde, die koninkryk van God, né, is nie hoe elegant of hoe mooi ek 'n boodskap kan oordra nie, né? Want ek kan jou dalk oortuig, maar daai oortuiging hou net so lank as wat jou stap na die kar toe is. Daar's regtig mense wat baie beter kan preek as wat ek ooit sal kan preek. En daar's regtig mense wat geesvervulde woord kan bring, nee. Maar 'n video bou nie gemeenskap nie. Of 'n boodskap oor jou foon wat jy op WhatsApp vir iemand stuur, nee, maak iemand nie deel nie. Dit beteken nie dat iemand stop as iemand anders 'n papwiel het nie. Of as iemand uitreik as hulle sien iemand sukkel. As iemand sien, hoor hierso, my broer het hulp nodig, dan gaan ek en ek gaan help hom. Of my broer het ondersteuning nodig en dan gaan ondersteuning kom. Of daai net gebed nodig en dan bid ek vir hulle sonder dat ek eers vir hulle sê. So ons kan dink dat die koninkryk bestaan uit iemand wat die regte 'n standpunt inneem, né? Dis die een manier om daarna te kyk. Dis ons moet 'n standpunt inneem. Maar ek wil sê ons moet by 'n posisie kom, né, waar ons die standpunt uitleef. Met ander woorde, ons leef die vrug van die standpunt. Ons slaan nie net met die standpunt nie. So in Efesiërs 2:10 staan daar, want as ons sy maaksels geskape is in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Kom ons lees dit net gou in die 2020. So Efesiërs 2:10. Ons is immer sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Nou daai goeie werk wat hy hiervan praat, nee, dink ek nie is dit om die vroomste ou in die dorp te wees. En ek dink ook nie dis om almal met 'n Bybel te slaan. Of hulle te sê hoe verkeerd hulle is. Ek dink regtig nie dis dit. Maar ek dink dis om by daai plek te kom wat ons die koninkryk uitleef en mense wat nie glo nie, God aanraak deurdat ons onsself toegelaat het en onderwerp het aan wie en wat hy is. En ons het die vyand weerstaan en ons het oorwinning gekry. Want ons kan toelaat dat ons omstandighede of die vyand ons gedrag bepaal, of ons kan toelaat dat die evangelie en God se woord ons gedrag bepaal. So God se patroon is nogals duidelik deur die hele skrif, né?
Hy het elke keer transformasie gebring wanneer iemand ja gesê het. Hy het elke keer 'n verandering gebring as 'n persoon gesê het, dis reg, ek sal dit doen. Ek sal verantwoordelikheid vat. Ek sal opstaan. So, as ons tyd as gelowiges in die koninkryk wil verstaan, moet ons verstaan hoe lyk dit, wat is die verskil tussen om te sê ek glo, en ek doen. En daar's 'n verskil. Want as ons nou spesifiek dink aan die nuus praat sê nou maar oor Dinsdag, Dinsdag is die 30ste, Die nuus praat oor Dinsdag en alles wat gaan gebeur en al hierdie vrese en maar almal praat, Maar Dinsdag gaan party mense iets doen, Julle stem. Iemand gaan opstaan en met 'n oortuiging in sy hart iets doen, goed of sleg, ek weet nie. Maar iemand gaan iets doen. Nou die joernalis wat in sy kantoor sit en daar skryf en die ou wat iets doen, daar is nogals 'n verskil tussen die twee. Julle sal saamstem, En die ou wat in liefde optree en die ou wat oor liefde skryf, daar is nogals 'n verskil tussen die twee, Want ek kan oor liefde skryf, Ek neem aan dit was 'n roman wat jy geluister het, So ons kan nou 'n roman luister, Maar daar's 'n baie groot verskil tussen 'n boek wat ek luister of lees, En om regtig liefde te ervaar. Om regtig in eenheid met jou lewensmaat te leef en mense harte is gekoppel en jy weet daai ene het my hart, En hulle kyk uit vir my en hulle is lief vir my. Teenoor 'n R250 boek of op special R199, wat jy dan lees en as jy klaar is, dan sy man net gevou en daar iewers ter in 'n rak en jy het vergeet van hom 'n week later. Maar in die oomblik voel dit lekker, Nou dis die verskil tussen sê en doen. So ons moet beweeg van praat na optree. En dan wil ek bysê is dat die koninkryk wag nie vir jou om eendag perfek te wees. Jou vermoë om 100% korrek op te tree, is nie 'n voorvereiste nie. Jou vermoë om als in plek te hê in terme van wat jy voel die standaard is, God het nie vir Noag gesê, hoor hierso, kry eers hierdie in orde nie. God het nie vir Moses gesê, hoor hierso, gaan maak eers reg in Egipte voor jy die brandende bos kan toenader. God het nie vir Moses gesê, hoor hierso, jy moet eers varsity toe gaan en dan moet jy 'n MBA doen en as jy klaar dit gedoen het, moet jy 10 jaar se ervaring hê. En dan sal ek jou aanstel. Maar het julle al gesien as mense 'n pos adverteer, Party poste is so geadverteer, ek weet, jy moet die ou opgelei het jouself om daar te kry. So ons het hierdie verwagting, wat ons op onsself plaas en wat ons op mense plaas en dan dink ons maar God se kop werk ook so. So God gebruik mense wat nie perfek is. Inteendeel, God gebruik die wat beskikbaar is. So hy soek 'n beskikbare hart, 'n gewillige hart, nie 'n perfekte hart. Daai wat jy dun en min is, daar waar jy tekort skiet, God maak dit op. Hy vul daai spasie in. Hy maak daai tou sterk genoeg in 'n oogwink. So wanneer ons die woord lees, dan sien ons dat hierdie patroon herhaal homself, God begin nie met 'n skare nie, hy begin met een persoon wat gehoorsaam is, hy begin met 'n ja, hy begin met 'n tree van geloof. Iemand wat 'n tree gee in gehoorsaamheid om te sê, okay, maar ek is gelowig, en dan is daar 'n daad van gehoorsaamheid, of daar's en hierdie daad, verander gesinne, dit verander vriendekringe, dit verander nasies, dit kan die wêreld verander. Een daad van gehoorsaamheid. Nou, Noag is 'n lekker Bybelstorie vir kinders, dink ons. Was al die diere, en is 'n mooi storie, en hulle almal kom op, Nou, Ou Testament, Genesis 6 tot 9. En Genesis 6:22, Noag het alles gedoen, net soos God hom beveel het. Nou, interessant genoeg, daai Jakobus 4:7, verwys terug na Genesis 6 toe.
Dieselfde sondes wat hy hoor praat, verwys terug in Jakobus 4, verwys terug na Genesis 6 toe. Met ander woorde, mense wat hulle oorgee aan alle dinge, en dis hoekom God die wêreld geoordeel het. En in Genesis 6 kom hy daar op 'n punt waar die Here sê, ek is moeg vir die mense, ek is moeg vir julle almal. Ek het 'n fout gemaak om die aarde te skaap. Ek het 'n fout gemaak met al hierdie goed. En dan staan daar, en die Here het genade vir Noag gehad. Een man, het die Here se aandag getrek. Kan jy dit dink? Een persoon. En die Here het vir hom 'n opdrag gegee, So in julle eie tyd, ons gaan nou nie Genesis 6 tot 9 lees nie, Maar Noag het vir min of meer 100 jaar aan die ark gebou. Nou wie het al selfdissipline vir 'n week gehad? Of dalk 2 weke. Wie het al 3 weke gevas? Of 'n maand? Okay, so kos sê hulle het anders getel as ons, wat sê hulle? 4 keer, Anders sê hulle het in seisoene getel, So 'n seisoen was 'n jaar, volgens hulle, Wie was al vir 25 jaar getrou gewees? 25 jaar. Die Here gee jou opdrag, Bou 'n boot, hier is nie 'n dam. En jy het nie 'n wie uit om die boot te sleep nie, hoor. En daai cool Isuzu lorrietjies, daai 4x4 lorrietjies, wat 8 ton kan sleep. Hulle is nog nie gebou nie, hoor. Hy is ook nie op 'n trailer. En hy is ook nie op 'n trailer nie. En daai swysmasjien wat aluminium kan swys, hy is ook nie gebou nie, So al is dit 25 jaar wat hy getrou was, Dit vat nog steeds nie weg nie. God gee vir hom 'n opdrag. En vir 100 jaar is hierdie man getrou in die opdrag. En mense kom en hulle spot hom en hulle sê, dis okay, ek weet nie. En mense kom en lag vir hom. Ken jy dit, wat doen ons op 'n Sondag? Ek was gaan stap en kyk hoe ver is Noag met sy boot. En bou ons 'n koffieshop al voor die boot en dan kyk ons hierdie malman wat 'n boot bou en dis nie eens water nie. Dis in 'n woestyn. Maar hy is gehoorsaam. Maar hy moet simpel wees. Hy moet mal wees. Die sonde wat die mensdom gepleeg het, was welis, wat God so verafskeid het. Ek lees vanoggend vir Darlies die manier hoe die ou vertaling dit skryf. Sy sê, jy kan nie sulke goed sê in die kerk nie. As ek soos, maar dis wat in die Bybel staan. Mense se harte het so geraak dat hulle vir hulle self geleef het. Ons is nou weer in so 'n era, Dit gaan oor self, dit gaan oor gemak. Die generasie wat ons leef is mense se gemak is vir hulle belangriker as 'n waardestelsel, as 'n oortuiging van hulle hart. Mense kies vir hulle self. Mense kies nie vir ander nie. Dis hoekom ek daai dingetjie gepost het van die ou wat gesê het, julle het daai videoetjie gekyk, van die ou wat die boemelaar se fiets reggemaak het. Gaan kyk dit op die groep, So ou wat sê hy het sy lewe lank in die kerk groot geword. Hy ken kerkprogramme, hy is betrokke, hy maak koffie, hy doen kinderkerk, hy doen alles, Al die goedjies wat die kerk van hom vra, Hy is superheilig, Hy ry tot sy musiek stadiger as hy by die kerk ry, Stilte kerk, Hy doen alles reg. En toe challenge die Here hom en sê, okay, maar hier is 'n ou wat hy elke dag verbyloop en hy vra eendag vir jou, het jy 'n fiets nodig? Hy koop toe vir hom 'n fiets. Sê hy vir hom, as die fiets ooit breek, dan sal ek hom vir jou regmaak. En 'n jaar later toe kom hy in toe en bring hy net die fiets nou, diens hy die ou se fiets vir hom. Dan sê hy, maar dit het iets in hom wakker gemaak oor hoe lyk dit om die koninkryk uit te leef. Nou, dit is 'n bicycle, Breek nie die bank nie, maar dit breek 'n hart. Ons dink baie keer die Here vra hierdie grand goed, hierdie groot goed, hierdie transformerende goed, en ons oë is 'n transformering, Dan kyk die Here na die paar muntstukkies wat die weduwee ingooi, en sê, sy die meeste van julle almal gegee.
Dan kyk jy na wie het gestop om die tyre te ry, nee, of wie het gestop om die fiets reg te maak. Wie was gehoorsaam? So Jakobus 2:17 sê, so is ook die geloof, as dit geen werk het nie. Dis in dit self dood. Nee, geloof sonder werke is dood. Ek kan nie sê ek glo en ek doen iets nie. Ek kan nie vir jou wys nie. Demonstreer jou geloof. As ek vandag, dis 'n vraag wat ek myself vra, nee. As ek vandag my geloof moet vir jou wys, fisies wys, nee, ek moet sê, hier is die vrug van my geloof. Wat gaan ek vir iemand wys? Nee, ek het aan my preek gewerk hier. Dit is fantasties. Wie het ek lief gehê? Waar het ek uit my pad uit gegaan, in my tyd gevat, en dit vir iemand anders teruggegee? Ek dink ons is by 'n plek waar die Here vra nie vir ons beursies nie. Nee, hy vra van ons harte. Want geld is goedkoop. Ken mos daai grappie van die biljoenêr wat geld wil vat hemel toe, nee. En toe besluit hy nie, maar goud is die beste. En toe hy daar aankom met al die goud op pallette, toe val Petrus vir hom, hoekom het jy pyl nie gebring? Verstaan, ons dink dit het waarde, nee. In die hemel is dit pyl. So ons moet ons persepsie verander oor waarde. So ware geloof bly nie net by oortuiging nie, dit word sigbaar in gehoorsaamheid. Met ander woorde, so sigbaar soos 'n ark wat almal kan sien, nee? En dalk gaan jy gespot word oor jou geloof. En geseënd is die man wat gespot word oor sy geloof. Ek sê jou vandag, geseënd is die een wat gespot word. Noag se geloof was die bewys dat hy geglo het wat hy geglo het. Dit was fisies daar. Kan jy dink as hy op jaar 80, nee, of het nou jaar 80 is en of het nou jaar 20 is, maak nie saak. Of hy op jaar 80 moedeloos geraak is, sê, ag nee, hierdie werk nou nie meer vir my nie. En hy het nie die kajuit bo op die ark gebou nie. Of hy het nie daai laaste toue met teer ingeslaan tussen die planke nie. En die dag het gekom en het gereën. Die volgende een wat ons dan kan kyk is na Abraham. Nou, Genesis 22 is my gunsteling deel in die Bybel waar Abraham vir Isak moes offer. Maar ek dink, die begin van sy geloofspad, is in Genesis 12. En dis 'n eenvoudige versoek wat die Here aan hom rig, Hy sê vir hom, gaan. Nou as die Here vandag vir jou sê, gaan, dan sê ek soos, waar toe? Gaan ons fliek toe, of gaan ons Pretoria toe, of Johannesburg toe, dalk gaan ons Kaap toe, Waar toe gaan ons? Maar die Here sê vir jou, gaan. Die Here roep jou. Kan jy dink die Here roep jou, en hy sê vir jou, gaan. Ek roep jou, gaan doen iets. So sê, okay Here, maar wat? Nee, maar gaan. So, hy het nie 'n bestemming gehad nie, hy het nie 'n volledige plan gehad nie, hy het net 'n belofte gehad. Die Here het vir hom gesê, gaan, en hy het vir hom gesê, ek sal jou so oorvloedig maak, soos die sterre in die lug, die sandkorrels op die strand. Ek sal. Die Here het vir hom gesê, ek sal dit doen, maar jy moet gaan. En toe sê hy so, sjop, ek sal gaan. En hy het gegaan. En Hebreërs 11:8 sê, deur die geloof was Abraham gehoorsaam toe hy geroep is. En hy het vertrek sonder om te weet wat sou kom. So die beginsel is dat God openbaar dikwels die volgende stap eers wanneer jy klaar die eerste stap geneem het. Ons het 'n behoefte om te weet wat kom, Ons wil sien. Maar dan sê God, gaan. En soos, ja Here, nee, ek sal gaan. Ek is regtig gewillig. Wys net vir my alles asseblief voor U. Ek wil net presies weet waarvoor is ek in. Maar ek sal gaan, Here, ek is gehoorsaam. Jy is nie gehoorsaam. Jy is nog besig om te onderhandel. Nou God bedryf nie 'n koeliewinkel nie. Ekskuus, as my taal nie van pas is nie.
Maar God is nie een met wie jy onderhandel oor die prys. Nee, dat is nie gesprek nie. Nee, hy het alles gegee, en dan vra hy vir jou, sal jy jou hart deel maak van hierdie alles? Sal jy inklim en deel wees? Want hy het die standaard gestel. Die volgende ene wat ons nou kan kyk is Josef, nee. En die beginsel hier wat ons kan raak sien is dat die koninkryk verander jou, nee, wanneer jy getrou bly. Ons dink ons gaan die koninkryk van God transformeer, nee. Ons dink ons is, jy weet, die agent van verandering, nee. Ek is hierdie ding wat alles gaan beter maak, nee, want ek het hierdie talente en hierdie vermoë dalk. Nee. Maar as ons Josef se verhaal luister, waar hy begin het in Genesis 37 tot 50, nee, hy begin deur met trots vir sy boeties te sê, ek het hierdie droom gehad, waar julle almal pik onder my. Nee. En kyk, ek is papa se gunsteling, ek het die mooiste klere, ek het die nuutste baadjie, my karretjie is die blinkste, nee. En hy wil hulle jaloers maak. En dan word hy verkoop, en hy word vals beskuldig, en hy word vergeet, en tog dien hy die Here, getrou, nee? Selfs toe hy 'n slaaf was hy getrou gewees. En toe maak die Here vir hom 'n deur oop, en toe kry hy die geleentheid, om dieselfde te doen aan sy broers, soos wat hulle aan hom gedoen het. En jy dink die versoeking, nee? Vir daai man op daai oomblik. Hy het al die mag, en hy kon onregverdig opgetree het, nee? En niemand sou niks vir hom gesê het nie. Geen mens sou hom kon aanspreek nie, nee? Hy kon onregverdig teenoor sy broers gewees het, nee? En almal sou dit afgeskryf het, wag man, is 'n klomp mense wat in die woestyn bly. Hy kon hulle vernietig het, nee? En tog het hy nie. In Lukas 16:10 staan daar, hy wat in die geringste getrou is ook in die groote getrou. Met ander woorde, God bevorder mense wat getrou bly, nee, selfs wanneer niemand sien wat jy doen. Selfs wanneer jy nie aandag kry daarvoor. Met ander woorde, daai werk wat jy doen in excellence wanneer niemand kyk nie. Daai effort wat jy insit, daai ekstra wat jy doen, wanneer niemand weet, het vat my 3 keer langer, maar is die beter manier. Niemand gaan weet ek het dit so gedoen nie. Nee. Dis die sleutel. Die Here vra van ons meer. Die volgende een is Moses, nee. Nou, die koninkryk groei of hy brei uit na meer mense toe, wanneer ek en jy nie meer verskonings maak. Nou, ek seker van Moses was 'n 80-jarige tiener, nee. Want hy het goeie verskonings gehad. Nee, ek sal dit nou gaan doen, nee. Of, nie, ek sê seker, ek weet nie hoe nie, nee. Ek weet nie hoe nie. Ek het jou al gewys, nee, maar ek kan nie onthou nie, nee. Ek kan nie so lekker praat nie, nee. Maar ek meen, hy het 'n vrou gekry, so iewerster moes hy sy mond oopmaak, nee. So, jy weet, so, hy kan praat, as dit vir die regte dinge is, nee. Maar as die Here vir vra om te praat, dan weet hy nie, hy is seker. Dan sê hy nie, maar Here, stuur iewerster iemand anders ter, want ek weet nie of ek die regte is. So, hy grand verskonings gehad, nee. Maar 2 Korintiërs 12:9 staan, aan my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. Daar waar ek te dun is, nee, en daar waar ek te min is die Here genoeg. Die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is, nee, liefde en geduld, vriendelikheid, goedheid. Dit wat ek ontbreek, nee, het Heilige Gees vir my in hoop. Met ander woorde, ek kom in 'n situasie en ek het geduld nodig, dan sit soos Heilige Gees, asseblief help my om geduldig te wees.
Ek kom in 'n situasie waar ek nie insig het nie, en Heilige Gees asseblief gee vir my wysheid. Ek kom in 'n situasie waar ek nie sien nie, Heilige Gees asseblief maak my oë oop sodat ek kan sien, verstaan, sodat ek begrip het. Daar waar ek te dun en te min is hy genoeg. Ek onderwerp eerste aan God. Dis ook die vyand oor my. So God se krag word nie beperk deur my onvermoë nie. Nee. God se krag was nie beperk deur Moses se verskonings. So jy kan nou grand verskoning sê, ja Here, maar eintlik, weet jy, ek is bang ek verloor dit, of ek is bang dit gaan nie uitwerk nie, of Here, maar wat van dat, of hoe hier tekort, of daar te lank. So Here, so okay, gaan net. Dis okay, ons sal dit uitsort op pad. Jy kan jou boetie saamvat. So as jy bang is, laai 'n pel op. Die Here hy is nie bang vir crowds. Nee. Vat net iemand saam. En snaaks genoeg nie, Aaron het toe nooit met Farao gepraat nie. Wie het opgelet het nie. Hy het 'n stok so af en toe opgetel. So, God se krag word nie beperk deur jou swakheid nie. Dit word juis in jou onvermoë geopenbaar. Juis daar waar jy dink jy is nie genoeg nie. Dis waar God gaan werk en verander gaan wys hoe groot en almagtig hy is. Die volgende een is in Joshua. En die koninkryk oorwin wanneer ek en jy God se strategie volg en nie ons eie nie. So in Joshua 6 sien ons dat God se opdrag was eenvoudig. Hy het vir hulle gesê, masseer rondom die stad. Die ark moet voor wees. En blaas die ramshorings en roep uit op 'n spesifieke tyd. Eenvoudig. Nou as jy vir enige soldaat gaan vra, hoe neem jy 'n stad in? En jy kan nou dink in daai tyd, hoe het jy 'n stad ingeneem? OK, jy begin, jy sny die kos af, en jy sny die water af. En as jy kan, dan prop jy die riool toe. En dan wag jy totdat die mense siek word en nie meer kos het. En dan jy gewen, Julle stem. Dis hoe 'n soldaat dit doen. Die Here doen dit bietjie anderste. Hy roep die band. Hy sê vir die band, OK, julle stap voor, en die res van julle moet tjoep stil bly. Julle mag nie saam sing nie. So die band is voor, en julle bring eer tot die Here, en julle is voor, en julle doen julle ding. En die res van die manne, julle moet stil bly. Julle mag dit nie geniet nie. Julle mag dans, maar julle mag dit nie geniet nie. Julle moet net saam gaan. En dan op 'n spesifieke tyd kan dit lekker raak. En dan kan jy dink, jy staan op buite as 'n soldaat, op die muur as 'n soldaat. Nou kyk jy na hierdie mal mense wat rondom jou stap, en op 'n sekere tyd begin hulle skree in ophooringsplaas. Jy dink wat gebeur in jou kop? Maar die gees van die Here het reeds in hulle gewerk, want die prostituut het vir hulle gesê, ons ken die krag van julle God. Ons weet wat kan hy doen, ons het al gehoor van julle God. So die mense, het geweet dat God beweeg. As hierdie mense gehoorsaam is, dan beweeg God. As jy gehoorsaam is, dan beweeg die Here. As jy doen dit vir die Here jou vra om te doen, dan beweeg hy. Dan vra die Here vir jou dalk of iemand te gaan bid wat siek is, As ons Here, maar ek kan nie iemand genees, ek kan jou beloof, ek kan ook nie iemand genees, maar die Here kan. Ek kan nie iemand tot bekering bring, hoor. Maar ek kan hulle voorstel aan die persoon wat hulle een kan maak met die ewige God. Julle hoor die verskil, Dis nie ek wat die werk doen nie. Ek is net gehoorsaam. Ek verstaan gesag. En dan kan ons so aangaan, en ons kan praat oor Gideon, en ons kan praat oor hoe God deur sy koninkryk krag gewys het, deur die manne al hoe minder te maak, en dan kan ons praat oor Samuel, ons kan praat oor Dawid, en ons kan praat oor Elia en Esther. Ek kan ons nog vir 2 of 3 ure besig.
deur individue wat gehoorsaam was. Mense wat opgestaan het en gereageer het. En ons kan dan kyk na Maria, en ek meen, dan kan ons kyk na Josef, wat selfs gehoorsaam was. Die Here het vir hom gesê, moenie die vrou los. Ons kan kyk na mense, en dan kan ons kyk na Jesus. Ek meen, hy is die hoogtepunt hiervan, Elkeen van hierdie verhale verwys eintlik terug na hom. Noag het redding voorberei, en Abraham het uitgetrek, en Josef het gered, en Moses het bevry, en Joshua het die belofte ingeneem, en vir die mense gegee, en Dawid het daai beloofde land oorwin, en vyande verslaan, en Esther het haar lewe gewaag, vir die wat daarna gekom word. Maar Jesus het al hierdie offers in homself saamgevat. En hy sê in Filippense 2 vers 8 staan daar, hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood. Was hy gehoorsaam? Die dood in die kruis. In Romeine 5:19. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sonde gelei is, so sal ook die gehoorsaamheid van een baie tot regverdiges gestel. Deur een. Een is genoeg. Een persoon wat gehoorsaam is genoeg. So daar waar die Here jou gevra het om getrou te wees, waar niemand kan sien wat jy doen, waar niemand hoor die gebed wat jy bid nie, of niemand weet wat is die getrouheid en wat is die prys wat jy al betaal het om te wees waar jy is vandag. Dis genoeg vir die Here. Kan ek en jy soos Noag begin wees? So die grootste daad van aksie van die koninkryk, was nie Noag se ark of Dawid se oorwinning nie, op die dag toe hy oor Goliat gestaan het nie. Dit was die dag toe Jesus in die kruis gesterf het. Julle sal saam met my stem dat ek en jy, kan net beweeg wanneer God in ons beweeg. Ek en jy kan net verandering bring wanneer ons deur Heilige Gees, transformasie bring. So die manier hoe ons autoriteit neem, in ons huis, in ons boerevereniging, in ons dorp, in ons omgewing, in ons gemeenskap, in ons provinsie, is ons neem 'n posisie van autoriteit in, maar nie uit ons eie krag uit nie, maar deur die krag van Heilige Gees. Met ander woorde, die Here gee vir jou 'n stukkie verantwoordelikheid by, en dan ken jy oog, Here, is nog iets wat ek moet doen. Dan vra jy vir Here, okay Here, wat is dit wat U wil sien hier moet gebeur? Heilige Gees lei. Die Here gee dalk vir jou 'n stukkie nuwe land by, of 'n nuwe stukkie grond by. Dan vra jy vir Here, hoe moet hierdie plaas bestuur word? Wat moet ek hier doen vir U? Die Here gee dalk vir jou 'n nuwe arbeider môre. Here, wat is U wil vir hierdie man? Wat is U wil vir hierdie vrou wat in my huis werk? Dis nie groot goed nie, Dis nie goed dis 'n gesprek wat jy en die Here het, en niemand gaan weet jy het vir die Here gevra wat is U wil vir haar. En as dit klein goedjies wat ons verander, en dan sien ons die vrug. Dan sien ons hoe God se koninkryk kom. Want dwars deur die skrif kan ons sien, daar's 'n patroon, Daar was een ark gewees, daar was een Abraham wat gehoorsaam was, een. Daar was een slaaf gewees, was een profeet, Elke keer het God 'n persoon gevra. Doen net vir my dit asseblief. Doen net vir my dit. En God het die wêreld so verander. So die gedagte is al die aksie wat die Here van jou vra. So Samuel, praat Here, en diensknegt luister. Net, ek sal luister. En ek sal doen wat U vir my vra.
Of wat groot is en of wat klein is. Of iemand dit raak sien of iemand dit nie raak sien. Of ek 'n boot moet bou en ek word gespot daaroor, nee, en of ek dit in die privaatheid van my kan doen vir my kantoor, nee, dit maak nie saak. Maar ek sal doen wat U van my vra. Ek sal gaan waartoe U my vra om te gaan. So kom sluit ons oor. Ek seën julle met die vermoë om God se woord te hoor. Ek seën julle met die genade om Heilige Gees te volg in elke oomblik van elke dag. Ek seën julle om te bou soos wat Noag gebou het. En ek seën julle om te kan stap in geloof soos wat Abraham gestap het. En ek seën julle met die vermoë om in liefde te bly soos wat Josef in liefde gebly het. En ek seën julle met die genade om jou verskonings neer te lê, soos wat Moses het. En ek seën julle met die genade om strategie te ontvang, soos wat Joshua strategie ontvang het. En ek seën julle met die genade om swak te wees, soos wat Gideon swak was. En met die genade om te luister soos wat Samuel geluister het. En met die geloof van Dawid. Ek seën julle in die heilige naam van Jesus Christus, God die Vader en Heilige Gees. Amen.